Goeiedag, hiermee die daaglikse brood. Die evangelie is nie net iets wat ons ontvang vir onsself nie, maar iets wat ons moet deel, want dit is lewegewend. In Matteus 28 vers 19 tot 20 gee Yeshua hierdie opdrag: gaan dan heen, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wanneer ons die evangelie terughou, net vir onsself, ontken ons nie net ander mense die kans om verlos te word nie, ons toon ook 'n gebrek aan gehoorsaamheid aan Yeshua. In Lukas 12 vers 48 staan: aan elkeen aan wie baie gegee is, van hom sal baie gevra word. Yeshua verwag ons getroue rentmeesterskap van sy boodskap, sal ons sy boodskappers wees, sal ons sy disippels wees. As ons gewillig is om te deel, kan dit lei tot geestelike groei, maar as ons onwillig is om te deel, kan dit lei tot geestelike droogte. Nie omdat Yeshua ons straf nie, maar omdat ons onsself afsonder van sy doel en seën. Dis soos 'n kanaal wat water moet deurlaat. As ons die vloei stop, raak alles stil en droog. Of verder, dis soos die see van Galilea. Die see van Galilea is in die skeurvallei van die Jordaanrivier geleë en word gevoed deur die ondergrondse fonteine in die omgewing, maar hoofsaaklik deur die Jordaanrivier wat inloop van die noorde, wat van Berg Hermon afkom. Dan vloei die water uit die see van Galilea ongeveer 105 km verder in die dooie see in, waar daar geen lewe is nie. Soos die see van Galilea gevoed word met water deur die Jordaanrivier, sal Abba Vader my en jou voed met sy waarheid van sy woord. Maar dit kan nie net by ons bly nie. Ek kan nie net vet gevoer word met Abba Vader se openbarings uit sy woord en ek het hierdie getuienis van dit wat Yeshua in my lewe kom doen het en ek bly net stil daaroor nie. Ons moet soos die see van Galilea dit wat hy ontvang ook laat uitvloei, al gaan dit na 'n dooie see toe. Ja, dooie see. Mense wat nie die waarhede wil hoor nie, wat dood is geestelik, al gaan dit soontoe. Met ander woorde, Abba Vader leer my, dit wat hy ons leer, moet ons met mense deel. As ons dit nie gaan deel nie, gaan hy ophou om dit met ons te deel. En die oomblik wat ons deel wat Abba Vader ons leer, van daai oomblik af vergeet ons ook nie wat Abba Vader ons geleer het weer nie. Om die evangelie van Yeshua uit te dra is om te leef soos Abba Vader ons gemaak het om te leef. En soos die see van Galilea ontvang jy en jy gee uit. En daarom is daar lewe in die see van Galilea. Maar die dooie see, hy ontvang en gee nie uit nie. En daarom is daar geen lewe nie. Dit laat my dink aan 'n storie wat ek met jou wil deel. 'n Klein dogtertjie in Amerika het haar spaarbussie leeggemaak en na die apteek op die hoek toe gehardloop. Meneer, sê sy vir die apteker, ek wil graag met u praat oor my broer. Hy is baie siek en ek wil graag 'n wonderwerk koop vandag. Sy sit al die geld uit haar bussie op die toonbank neer. Sê weer, vra die verbaasde apteker. Sy sê, my broer is baie siek. Sy naam is Andrew en my pa sê daar groei 'n slegte ding in sy brein en net 'n wonderwerk kan hom nog red. Hoeveel kos 'n wonderwerk? Die apteker kyk na die dogtertjie en kry jammer. My kind, sê hy, ek gaan jou nie kan help nie. Ons verkoop nie wonderwerke nie. Sy kyk hom so aan, sy sê, sal dit help as ek nog geld bring? Vra sy so teleurgesteld. Toe kom die apteker se broer nader. Watter soort wonderwerk het jou boetie nodig, vra hy. Met trane in haar oë sê sy, ek weet nie eintlik nie, ek weet net my broer is baie siek en mamma sê, ons het nie geld vir 'n operasie nie, maar ek het gedink, ek kan met my spaargeld die wonderwerk kom koop, waarvan pappa gepraat het. Hoeveel geld het jy, vra die apteker se broer. Sy wys na die munt op die toonbank en hy tel dit en sê, dis R10.11. Dis nou toevallig. Dis presies hoeveel 'n mens nodig het as jy 'n wonderwerk vir 'n seentjie wil koop. Hy neem die geld en vat haar handjie, neem my na jou huis toe, sê hy vir haar,
Ek wil graag jou broer sien en ek ook met jou ouers praat en hulle ontmoet. Ek dink ek kan help met die wonderwerk. Die man was Dr. Carlton Armstrong, 'n neurochirurg, en hy het die operasie gratis gedoen. En Tessa se broer Andrew het gesond geword. Hoor gou, hoekom vertel ek hierdie? 'n wonderwerk kos nie R10 en 11 sent nie. Nee, dit kos 'n sak vol geloof. Dit kos 'n sak vol geloof. Hoe kry jy ou geloof? Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. As ek en jy nie die woord hoor nie, gaan ons nie geloof hê nie. As ek en jy nie die water ontvang soos die see van Galilea nie, gaan ons nie kan uitgee nie. Net so as ons nie die woord verkondig en met ander daaroor praat nie, gaan hulle nie geloof hê nie en dan gaan dit soos 'n dooie see wees. So ek wil jou vra, maak die keuse vandag. See van Galilea of dooie see? Watter een is dit? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die liefde, dankie vir die woord. Vader, dankie dat U met ons, dat U vir ons, so Spreuke 25 vers 2 sê, U het vir ons hierdie openbaringe, die wat daarna soek. Maar Vader, dat ons nie net daarna sal soek en net stil sal bly nie. U doen so baie in ons lewens en ons wil nie stil bly daaroor nie. Ons wil getuig en ons wil U woord verkondig. Gebruik ons kragtiglik as instrumente. Ek bid dit in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.